Daar's sekere goed in die lewe waar as jy nie bang is vir hierdie goed nie, is jy nie normaal nie. Ons kry normale vrese in die wêreld en in die lewe, dinge wat logiese, tydelike reaksie is op 'n realistiese gevaar en ons skrik vir hierdie goeters, ons is bang vir hierdie goeters wat gebeur, maar dan is daar abnormale vrese. Is daar iemand hier met 'n abnormale vrees? Byvoorbeeld spinnekoppe? Gaan die hande nou. Okay. Slange? Julle is brawe mense. Julle dra seker almal vellies. Donkerte, iemand 'n vrees vir die donkerte? Hier so 1 of 2 hande. Nou hier's myne, toe spasies, 'n nou spasie. Nie vir my 'n tonnel gee en sê ek moet daar deurkruip as ek net gaan deurpas nie. It's not going to happen. Okay. Of wat van hoogtes? Bang vir hoogtes. Hier's 'n paar mense wat by almal net 'n hand opsteek. En wie het 'n vrees vir mense? Die Bybel praat van, en julle het dit al gehoor, maar die Bybel praat van die vrees van die Here. Nou wonder ek, as ons die gemiddelde persoon op straat moet vra, wat is die vrees van die Here? Wat sal hulle antwoord? Hoe sal hulle die vrees van die Here beskryf? Ek dink baie mense sien God as hierdie magtige God wat massief groot is en hy staan met 'n weerligstraal in sy hand reg om net te straf. En dat hy 'n God is wat wil hê ek en jy moet bewe as ons net aan hom dink en wat ons wil verskrik en wil hê ons moet ons afstand hou. Ek dink dis nogal meeste mense se opinie oor God. Die moderne wêreld gebruik hierdie woord vrees of ons ken dit meer as terreur, iets wat vir jou verskriklik bang maak. En iets wat my baie hartseer maak en bekommerd maak, is dat die vrees van die Here besig is om uit die kerk uit te beweeg. En die vrees van die Here uit die kinders van God se gedagtes uitbeweeg. Selfs in Bybelvertaling sien ons dat in die ou vertaling was dit vertaal met die vrees van die Here, ek wil nou nie die vertaling se name noem nie, en dan is hierdie nuwer vertalings, is daar van die nuwer vertalings wat heeltemal die idee van die vrees van die Here net baie ligtelik vertaal. Jy kan maar self navorsing gaan doen. Maar, en dit bekommer my, want ons het hierdie vrees van die Here nodig, en dis hoekom ons hierdie reeks, die Here dit op ons hart gelê het, dat ons bietjie praat oor, maar wat is die vrees van die Here? Die Griekse woordjie vir vrees, jy gaan hom dalk herken, is phobos. Nou, phobos verwys na om bang te wees of skrikkerig te wees of eintlik weg te vlug van wanneer jy besef iets groter as jy is hier aan die werk. Wanneer jy besef, I'm out of my depth. Ek is nie moeilikheid. Dis vrees. En die Bybel praat ook pertinent van die vrees van die Here, nie die vrees vir die Here. En daar's 'n verskil. Jy sien, ons hou van God, ons hou daarvan om hom Vader te noem, en selfs met alle respek noem ons hom vriend, en ons noem hom trooster en bemoediger, en dis goed, want hy is al hierdie dinge. Maar ons moet versigtig wees om die vrees van die Here uit ons gedagtes uit te haal, want dan gaan ons 'n baie groot fout maak. Ons is besig, of ons begin vandag, en ons skop af met hierdie reeks oor die vrees van die Here. En ek wil jou regtig vra om jou hart bietjie te ondersoek en toe te laat dat die Heilige Gees net vir elkeen van ons sal kom vra, maar wat is die vrees van die Here vir my? Waar is dit in my lewe? Is dit iets wat ek aan gedink het? Is dit iets waaraan ek moet begin dink? Waar is dit vir my? Jy sien, want Bybelse vrees van die Here is nie om bang te wees dat God my gaan seermaak of straf nie. Dis om oorweldig te wees deur wie hy is. Dis om die heilige ontzag te hê vir 'n soewereine God. Vir wie hy werklik is.
En dat ons op 'n plek sal wees waar ek niks anders sal my bang maak. Want ek het 'n heilige vrees vir die Here. In die 2020 vertaling word hierdie vrees van die Here baie keer vertaal met om 'n heilige ontzag vir die Here te hê. Dis vir my mooi. So ons begin vandag by die vrees van die Here, bewys, behou, begewe. Sê dit saam met my. Bewys, behou, begewe. Ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie 3 terme en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom en hoe ons daarby gaan uitkom. Maar jy sien in my en jou hart en in ons lewens is daar 'n gehoor. 'n Gehoor wat sien, hoekom praat ek so, hoekom dink ek hierdie goed is. Iemand wat sien, wat is my keuses in my lewe, die optrede van my hart. Iemand wat sien, wat is die besluite, die woorde wat ek gebruik. En hierdie goeters word beïnvloed deur die gehoor van my hart. Wie is die gehoor van jou hart? Wie se opinie weeg die swaarste in jou hart? Vir party mense is dit my baas. In sekere omstandighede is dit my baas of die een wat my salaris betaal. Vir ander mense is dit my man of my vrou of my skoonma. Vir party mense is dit daai meisie wie ek so graag wil beïndruk. Of my pa wat baie kwaai was. Of iets wat gebeur het wat my seer gemaak het, maar vir baie mense word beïnvloed en hulle besluite word bepaal deur die gehoor van hierdie persone of dinge wat gebeur het in my lewe. In die Bybel leer ons 'n baie belangrike beginsel en dit is dat wat jy die meeste vereer in jou hart, wat jy die meeste vrees, waarvoor jy die grootste ontzag het, dit gaan oor jou heers. En dan vra ons baie keer, maar hoekom lyk my lewe so? Hoekom gaan dit so met my? Dis want, wat vrees ek? Waarvoor het ek die meeste ontzag? Solank as wat jy mense gaan vrees, gaan jy die slaaf van mense bly. Solank as wat jy vrees om ongemaklik te wees, gaan kompromieë aan die orde van die dag wees. Maar as jy God vrees, as jy 'n heilige ontzag vir God het, sal dit jou bevry van alle ander vrese. Ek is vas oortuig van dit. So ek wil hê ons moet kyk na waar pas vrees van die Here vir my in. Ek wil hê dat ons vandag sal besef dat ons 'n heilige vrees vir die Here moet hê en dat ons lewe daar moet bewyse wees in my lewe van die vrees van die Here. En dat die vrees van die Here my behoud sal wees, dat dit my sal behou wanneer ek nodig het om regop te staan. En dat ek nie op 'n plek sal kom waar ek die vrees van die Here dit my begewe het, waar ek dit verloor het nie. En dis hoe ons by hierdie 3 woorde uitkom. En waar die vrees van mense groter word as die vrees vir God. Van God. Ons gaan vandag kyk na 3 Bybelse Ou Testament figure en hoe hierdie in hulle lewe was en wat ons kan leer uit hulle lewe. Maar ek wil hê jy moet sommer van die begin af weet dat al 3 hierdie manne het dieselfde versoeking gehad. Al 3 van hierdie manne moes gaan, het die versoeking gehad om te gaan teen dit wat God gesê het. En dit het getoets, waar is die vrees van die Here in hulle lewens? 2 van hulle het gestaan, maar die een het geval. Ons begin by die vrees van die Here bewys in die lewe van Abraham. Nou wanneer ons praat hier oor vrees van die Here en jy het dalk al baie gehoor van dit en wanneer ons praat oor die vrees van die Here, is dit baie maklik om intellektueel te klink en poëties te word en te praat oor ja, dis hier en dis dit en dit. Maar ek wil jou saam met my nooi na Genesis 22 toe waar dit gaan van woorde na praktyk toe. Ek wil jou nooi om saam met my na Moria te kom, die land van Moria. En ook 'n berg wat daar so is.
Na 'n dag in iemand se lewe en ons 'n bietjie saam met hom stap vandag, en 'n dag in die lewe van Abraham se lewe waar teorie van die vrees van die Here pynlik werklik geword het in sy lewe. Ons beweeg van 'n plek waar dis die belydenis van my geloof en dis net iets wat ek sê na, jog, is dit regtig wat ek glo? En dis bewys. Ek lees vir ons vers 2. Toe sê God vir Abraham: "Neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan dan na die gebied van Moria en offer hom. Offer hom dan daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys." Nou ons moet sommer dadelik verstaan, hierdie is Isak. God het vir Abraham vir 25 jaar beloof dat hy vir Isak gaan kry. Dis die belofte van 25 jaar wat uiteindelik 'n werklikheid geword het. Hier staan hierdie Isak voor hom en nou sê God vir hom: "Jy moet vir Isak offer." Abraham was so opgewonde oor Isak gewees dat hy noem hom, sy naam Isak beteken gelag. En yes, Sarah het gelag toe God vir hulle sê hulle gaan 'n kind kry, maar ook beteken sy naam vreugde. Die een, Isak is die een op wie se rug die verbond wat God met Abraham gesluit het, dat uit jou nageslag uit gaan ek die nasies seën. Nou sê God jy moet hom gaan offer. Nou onthou, God het klaar vir Abraham gesê, sit jouself in sy skoene. God het klaar vir Abraham gesê, Abraham, los jou familie, los jou land, los al hierdie goeders, los jou sekuriteite wat jy het, verlaat daai goeders en dan gaan jy jou vat op hierdie nuwe reis. En Abraham was gehoorsaam geweest. En nou kom God en hy vra die een ding wat al daai opofferings laat sin maak het. Nou sê God, Abraham, offer vir Isak. As Isak sterf, sterf die belofte. En hierdie is groter as enige ander toets wat Abraham geskryf het, want hierdie ene kos hom. God sê as dit ware vir hom, Abraham, sal jy my vertrou? Hoor mooi hierdie woorde. Abraham, sal jy my vertrou selfs as die opdrag my belofte kanselleer? As dit teengaan wat ek vir jou gesê het. Kyk mooi hoe reageer Abraham. Ons ken die storie. Vers 3 sê Abraham het vroeg die oggend, sê bietjie vroeg die oggend. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Was iets anders omtrent hierdie Abraham karakter. Weereens, sit jouself gou in sy posisie. God het hierdie belofte vir jou gegee en skielik sê God vir jou iets heeltemal anders. Wat sou ek gedoen het? Wat sou jy gedoen het? Abraham stry nie met die Here nie. Hy redeneer nie met hom nie. Hy onderhandel nie met die Here oor dit wat God vir hom sê nie. Hy tel hom nie eers nie. Hy vat nie eers sy tyd nie. Hy pak sy donkie en gaan. Hoekom nie? Hoekom kry Abraham hierdie reg? Wat het veroorsaak dat hy dit kan doen? En hier is wat ek wil sê vir ons vandag. Want Abraham het 'n heilige vrees van die Here gehad. God was vir hom groter as enige van hierdie dinge, selfs sy seun. Jy sien, want as jy God vrees, as ek en jy God vrees, as ons regtig die vrees van die Here in ons harte het, sal sy stem die antwoord gee voordat ek nog begin beredeneer oor wat ek wil argumenteer. Voordat dit by daai plek uitkom, sal ek weet, maar God is heilig. Voor 'n onderhandeling of 'n argument of iets begin. En wanneer ons die vrees van die Here het, dan kyk ons nie na God se wil en sy gebooie oor ons lewens. Ons kyk nie na dit as oulike voorstelle. Ons kyk nie na dit as iets wat ek kan evalueer, okay, pas dit nou in my lewe in? Is dit nou vir my gerieflik? Nee,
Ons sien hom as soewerein. Ons sien hom as heilig. Hy is God. Hy is God. Hy is onargumenteerbaar. Abraham klim teen hierdie berg op. Hy kom bo op die berg en hy bou die altaar. Hy pak die hout op die altaar. Hy bind sy seun Isak vas aan hierdie altaar. Iets was anders in Abraham, want hy het hierdie vrees van die Here gehad. In vers 5 lees ons, toe sê die dienaars, of toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hierso met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan, ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Ons sal terugkom. Hebreërs 11 in die Nuwe Testament, Hebreërs 11 vers 19 sê vir ons, kyk terug na hierdie gedeelte en sê vir ons dat Abraham het geglo in daai oomblik dat selfs sou Isak sterf, God hom uit die dood uit sal opwek. Hy het so geglo in hierdie God vir hom. Hy was so vas aan hierdie geloof in hierdie God dat hy geweet het, ek moet gehoorsaam wees. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe God hierdie ding gaan maak werk nie, maar ek moet gehoorsaam wees want hy is soewerein. Dit is vrees van die Here. In vers 6 tot 8 sien ons, van Genesis 22 sien ons dat Abraham en Isak klim hierdie berg uit. Isak dra self die hout. Hy sê, pa, ek sien alles wat ons nodig het, maar waar is die lam? Sit jouself in Abraham se voete. In daai oomblik. Pa, waar is die lam? Abraham antwoord hom en hy sê, God sal voorsien. Nou, hierdie is of die grootste geloof in die Bybel, of dis 'n man wat net uit desperaatheid sê, God sal voorsien. Ek wonder of dit nie albei was. Soos Abraham met die mes in die lug staan, gereed om sy seun se lewe te neem. Terwyl sy hand so in die lug is, roep die engel van die Here, Abraham, Abraham! En hy antwoord en hy sê, hier is ek. En hy sê, die engel sê vir hom, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees. En jou seun, jou enigste, nie van my terughou nie. Hoor hierdie woorde wat hierdie engel van die Here spreek. Hy sê vir hom, Abraham, nou weet ek dat jy God vrees. En nou vra ek myself en vir jou as ek mag vandag, het ek nog hierdie vrees van God in my lewe? Het ek die vrees van God in my hart? Hoor mooi wat sê die engel. Die engel sê nie vir hom, Abraham, nou weet ek dat jy my lief het nie. Hy sê nie, Abraham, nou weet ek dat jy glo nie. Want dis baie keer die dinge wat ons wil meet. Hy sê, Abraham, nou weet ek dat jy God vrees. Dat jy 'n heilige ontzag vir God het. Hoekom is hierdie vir ons belangrik? Jy sien, want die vrees van die Here word bewys wanneer my gehoorsaamheid my iets kos. Waar is ek en jy in ons lewens? Ekskuus, ek weet hierdie is harde woorde. Ek kry ook 'n bietjie pak vandag. Die realiteit is, elkeen van ons, elke gelowige het 'n Moria. Elkeen van ons het 'n land waar ons getoets word. Waar ons vrees van die Here getoets word. Miskien is dit nie genadiglik nie 'n Isak of 'n Ruben of 'n wie ook al wat ek moet offer nie. Maar dis dalk 'n loopbaan of 'n geleentheid
wat ek moet neerlê ter wille daarvan om eties korrek te bly. Miskien is dit 'n verhouding wat nie God eer nie, wat ek moet neerlê, want dit is eintlik gemakliker as om alleen te wees, om maar eerder in hierdie verhouding te wees. Miskien is dit finansies, of gerief, of my reputasie, of my loopbaan, of my toekomsplanne, wat ek so styf vashou dat dit die vrees van die Here uitdoof in my hart. Ek gaan dit vir jou so vra vanoggend, wat is vir jou van meer waarde? Die geskenk of die geskenkgewer? Ek het hierdie stelling wat ek vir julle wil lees. You can put it on the next slide, thank you, Warren. Ware ontzag en vrees van die Here word nie bewys in die liedjies wat ons op 'n Sondag sing nie, maar in wat ons weier om op 'n Maandag van hom te weerhou. Dis een ding om op 'n Sondag hier bymekaar te wees en hierdie great songs te sing en God te beleef, en dis lekker en dis nodig, ons moet hierdie doen. Maar dis daar buite wat die vrees van die Here getoets word. Die heilige ontzag, is dit die dryf van my hart? Die bewys. Die vrees van die Here bewys. Die tweede karakter, die tweede ene is die vrees van die Here behou, en ons kyk 'n bietjie na 'n volgende persoon. Terwyl Abraham ons leer dat dit soms in die openbaar word, hierdie vrees van die Here getoets en moet dit bewys word, leer hierdie tweede karakter in sy lewe leer ons dat dit waar die fight eintlik meestal is. In die donker, in die stil, in die ongesiene hoeke van my lewe. Dis een ding as dit daar buite is en ek het gelowiges wat saam met my hierdie ding kan fight en saam met my stem. Maar dis 'n ander ding wanneer ek op my eie is. En ek voel alleen. Niemand sal weet nie. 3 generasies, Genesis 39. So, as daar iemand is wat rede gehad het om sy morele waardes te laat vaar, of bitter te voel teenoor die Here of die lewe, of net geestelik te stagneer, is dit seker Josef. Want dink 'n bietjie wat met hom gebeur het. Hy's bedrieg en belieg deur sy eie bloedbroers, sy eie familie. Hy's gestroop van sy identiteit as 'n Israeliet, of as 'n kind van sy huis. Hy's verkoop as 'n slaaf, en nie net dit nie, hy word vasgevang in 'n goddelose nasie, Egipte. Nou hier is hierdie Josef. Al hierdie dinge gebeur met hom. Hy's afgesny van sy familie, daai accountability is nie meer daar nie, as niemand wat hom kon help en net bietjie bemoedig en versterk in hierdie tyd nie. Niemand wat 'n oogie op hom hou nie. Hier's Josef in hierdie situasie. In vers 6 lees ons dat Moses vir ons skryf, Josef het 'n mooi voorkoms gehad en was besonder aantreklik. Kyk. As die Bybel sê hy is aantreklik, dan was hierdie man seker aantreklik geweest. Tot Potifar se vrou bevestig dit. In vers 7 lees ons en vers 10 sê dit, na verloop van tyd het die vrou van sy eienaar Josef reguit aangekyk en gesê, kom lê by my. Seker nie so nie, meer gesê, kom lê by my. Dan sê dit, alhoewel sy dag vir dag met Josef gepraat het, het hy nie aan haar gehoor gegee om langs haar te gaan lê en by haar te wees nie. Jy sien wat iets anders is in hierdie Josef se hart. In vers 11 sê dit, op 'n sekere dag, dis nou weer 'n bietjie later, op 'n sekere dag, toe daar niemand van die huiswerkers in die huis was nie. Okay Josef, hier's jou kans. Kom lê by my. Hulle is alleen, dis in die geheim, die kamer is leeg, ons is alleen hier.
Josef kon maklik val in daai oomblik. Manne, sou ons staande gebly in daai oomblik. Ek vra jou, vroue, hy was 'n aantreklike man. Maar Josef bly staan. Hoekom? In vers 9 antwoord hy, toe sy vir hom sê, kom lê by my. In vers 9 antwoord hy en hy sê hierdie ding en hy sê, hoe kan ek dan hierdie verskriklike kwaad doen en teen God sondig? Jy sien, Josef kan bly staan. Sy behoud is, hy het hierdie heilige vrees van die Here in sy lewe. Hy weet wie God is. Ten spyte daarvan dat sy hele familie hom laat gaan het, dat sy identiteit gestroop is, dat al hierdie slegte dinge met hom gebeur, dat hy hier tussen die Egiptenare is, en waarskynlik was sy ook 'n mooi vrou gewees. Ten spyte van al hierdie dinge, bly hierdie man staan, want die vrees van die Here was in hom gewees. Hy het hierdie ontzag vir God gehad, dat hy gesê het, hoe kan ek teen God sondig? Dis nie sy reputasie of die risiko van as hy dalk gevang word wat hom afskrik nie. Dis nie die moontlike verlies wat hy gaan hê nie, alles gaan klaar sleg. Dis sy agting vir God. En nou is my vraag vir jou en vir my, is dit wat my en jou staande hou in hierdie lewe? Is die vrees van die Here my behoud? Of is dit my goeie intensies? Want as my goeie intensies my behoud is, dan het ek vir jou slegte nuus. Dan wil ek vir jou sê sterkte. Maar dit kan nie dit wees nie. As ons moet die vrees van die Here in ons hê. En dit sal ons behoud wees. En dan sal ons soos Josef kan bly staan. Jy sien, baie mense val, want hulle het die vrees van die Here verloor. Wat dit eens geken het, maar kom tot 'n val, want hulle verloor daai heilige agting vir God. Ek het so gebid vir jou vanoggend, dat jy sal toelaat en ek sal toelaat dat die Heilige Gees hier met ons werk. En vir ons vra, maar waar is die vrees van die Here in ons lewens? Ek wil dit eintlik so sê. Die vrees van die Here, as jy sukkel met sonde, ek het vir die oplossing. Ek het vir die antwoord. Ons soek altyd die antwoord, hoe kan ek ophou sonde? Ek het vir die antwoord. Vrees van die Here. As jy die vrees van die Here in jou hart het, en dit jou nommer 1 is, in daai oomblik, en jy hierdie agting vir God het, gaan ek en jy ook soos Josef kan sê, hoe kan ek teen God sondig? As ek dit in my gedagtes het. En ek wil by ons almal pleit, mag die Heilige Gees ons help, dat ons die vrees van die Here sal herstel in ons lewens, en in ons gedagtes, en hierdie heilige ontzag vir God sal hê. So, kom ons word net gou vir 'n oomblik bietjie prakties. Waar's jou Potifar se huis? Waar's die slaapkamer in jou hart en in jou lewe? Agter watter toedeure leef ons? Watter incognito browsers het ons oop? Daar waar ons dink niemand kan sien. Maar waar God sien. Watter laat aand WhatsApp stuur ek en laat ek toe en delete ek? Watter geheime finansiële transaksies doen ek? Of niemand weet nie. Wat se kinderstories laat ek toe om te praat en te hoor? Want wie gaan nou weet? Jy sien, maar die wêreld vra wie gaan weet, wat die vrees van die Here sê. Hoe kan ek teen God sondig? Die vrees van die Here is nie 'n nagedagte nie, is nie iets waaraan ek dink, okay, miskien moet ek daaraan dink nie. Hy's die primêre gehoor van my hart. Hy sê, ek leef vir die gehoor van een. En hy sien alles wat ek doen. Ek wil nie teen hom gaan. Die vrees van die Here is soos 'n interne kompas. As jy sê nee, moenie hierdie doen. Dis nie reg nie.
die bonatuurlike weerstand in Potifar se slaapkamer. As ek en jy nie intentioneel is om God te eer nie, in ons stil plekke nie, staan kompromie om die hoek vir jou en doen. En wag. En vir my. Maar kom ons wees intentioneel om dit ons behou te maak. Die derde een en die laaste een is dat die vrees van die Here nie begewe moet word. My nie moet verlaat nie. Ek dit nie moet verloor nie. Jy sien ontzag en hierdie heilige agting en vrees van die Here is nie 'n eenmalige ding nie. Dis iets waarna ons elke dag moet werk. Dis 'n stand wat ek moet inneem elke dag. Dis die postuur van my hart elke dag. En as ek nie intentioneel is om dit te kweek en te beskerm nie, gaan ek sukkel, gaan ek val. En die derde karakter is 'n man wat hierdie vrees van die Here gehad het, maar dit verloor het. Dit het hom begewe. Koning Saul. Saul het 'n baie goeie begin gehad. Samuel, toe hy hom moet aanwys as koning en salf as koning, het Saul weggekruip agter die mense se bagasie. Hy was so nederig geweest, hy was so humble geweest. Hy het geweet die gesag en die autoriteit behoort net aan God toe hy begin. Hy het 'n goeie begin gehad. Maar soos die jare verby gegaan het en sy leierskap en sy invloed begin groei het en hy militêre oorwinnings gekry het en die koninkryk en sy rykdom al hoe meer verbeter het en vergroot het, en hy al hoe groter en sterker geword het, was daar geleidelike gly, subtiele gly in sy hart. Van wie's die gehoor? En ek en jy moet waaksaam wees teen dit in ons lewens ook. Hierdie heilige ontzag en vrees van die Here in sy lewe en in sy hart is later vervang deur hoogmoed, selfvoldaanheid, eie wysheid. En die ergste van alles uiteindelik vrees vir die mens. In 1 Samuel 15 beklei die Israeliete teen die Amalekiete. En God sê vir Saul, hy sê vir hom, Saul, jy moet die Amalekiete en koning Agag moet jy verslaan en niemand of niks moet jy spaar nie. In vers 9 lees ons gaan nou nie deur dit lees nie, maar in vers 9 lees ons dat koning Saul spaar, hulle fight, hulle wen die Amalekiete, maar koning Saul besluit, ek gaan vir Agag spaar en ek hou die beste van die vee. Hy maak self daai besluit, hy gaan teen wat God gesê het. Want hoekom nou hierdie goed weggooi? Ek kan dit net sowel gebruik. Ek kan dit net sowel hou. En hoor wat doen hy? En toe in vers 15 toe Samuel hom konfronteer, toe die profeet van die Here hom konfronteer, en hy vra van hoorie, waarmee is jy besig? Jy moes al hierdie goed gegee het. Antwoord Saul en hy sê nee, die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar sodat hulle aan die Here, u God, kan offer. Hoor mooi wat gebeur hier. Hy verklik sy hart. Hy verkwansel rebellie as godsdiens. Hallo? En ons moet ook versigtig wees hiervoor. Hoor Samuel se antwoord. Hy antwoord om vers 22, skryf Samuel en hy sê, staan daar geskryf, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers? Gaan dit oor hierdie beeste wat jy gebring het? Al die geld, al hierdie goeders, al hierdie offers, hierdie bloed, dit gaan nie oor dit nie. Is daar vir die Here vreugde in hierdie dinge soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van ramme. As jy Saul, jy mis dit. Dit gaan nie oor al hierdie beeste en diere nie, dit gaan oor was jy gehoorsaam aan God gewees. In vers 24 bely koning Saul en hy sê, ek het gesondig. Oor hierdie man se belydenis, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister.
probleem is nie, Saul het nie ophou glo in 'n God nie. Hy het nie sy godsdiens eers laat vaar nie, hy wou hierdie offer bring. Maar ek glo hy het sy vrees vir die Here verruil vir 'n vrees van die mens. Die oomblik toe die opinie van die weermag en die manskappe groter word, as die opdrag van 'n soewereine God. Het dit sy hart verklik en het Saul geval. Jy sien, ek en jy verloor nie die vrees van die Here deur een skielike massiewe rebelliebom, net op een slag toef daar, ek het nou nie meer die vrees van die Here. Maar in Saul se lewe sien ons hoe dit subtiel begin, al hoe minder raak. Minder en minder en minder. En toe die vrees van die Here hom begeer. Die stadige erosie van kompromie. Wanneer my status, my image, wat mense van my gaan dink, my groter word as om my sondes te bely. Of weg te bly van daai sondes af. Wanneer ek buig voor groepsdruk en vrees vir verwerping en kritiek, wanneer ek eintlik moet gehoorsaam wees aan God. Sodra ek dink my goeie intensies is 'n goed genoeg verskoning. Ek bring ons terug na iets wat ek aan die begin gesê het, en dis 'n geestelike wet, en dit is dat wie ook al jy die meeste vrees, sal oor jou heers. As menslike opinies oor my heers, sal ek 'n slaaf wees in elke vertrek wat ek inbeweeg, waar daar mense is. As mislukkings, die vrees van mislukkings oor my heers, dan is my integriteit altyd in gevaar. Maar as die vrees van die Here, die ontzag vir die Here, as dit oor my heers, dan kan die res van die goeders maak. Geen ander vrees nie. Ek sluit vir ons af. Ek vra jou hierdie vraag vandag, en ek wil graag met jou hart praat. Wie is die gehoor van jou hart? Wie die hoogste agting in jou hart en in my hart? Wie of wat is jou grootste vrees? Ek dink sommige van ons is dalk soos Abraham by Moria. Wat is jou Isak? Wat dalk net 'n toets van jou gehoorsaamheid is, maar wat is hierdie ding wat staan tussen jou en gehoorsaamheid aan God? Van ons is dalk soos Josef in Potifar se huis. Watter geheime moet ek vandag neerlê? Sê Here, ek kan nie meer hierdie goed entertain in my hart. Ek kan nie meer na hierdie goed kyk op my foon of op my rekenaar. Here, ek kan nie meer hierdie gedagtes oor vrouens toelaat. Want die vrees van die Here is in my. Sommige van ons is dalk so Saul, wat hierdie vrees van die Here geken het en gehaat het, maar dis nie meer in my hart. Wat dalk net moet terugkom. Waar mense se opinies groter geword het as my ware aanbidding en verhouding met God. Ek nooi jou vandag. Die altaar is oop. Die Gees is hier vandag. Bring jou op.